Groet jy in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker, op hierdie donderdag, die 21ste Mei 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is brood vir die siel, 07202022615. Jy weet, die boek van Handelinge gee vir ons 'n wye spektrum, storie van wat plaasgevind het nadat Jesus opgevaar het na die hemel. Die gemeente is gestig. Daar's baie leuns wat in die wêreld omgaan. Daar's baie leuns wat in kerke plaasvind. En as ons kyk na Handelinge, dan sien ons juis hoekom leuns in kerke gebeur. Ek sê nie in al die kerke nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar daar is kerke met valse doktrines, wat dinge toepas wat nie Bybels is nie. Daar is kerke wat die woord verdraai, wat deesdae is daar kerke wat daar is vir plesier en nie om Christus se naam groot te maak nie. Nie vir aanbidding nie, nie om ons God te verheerlik nie. En ons kan sien hoekom. Jy sien, die wêreld soek hulle eie Christus. Die wêreld soek iets anders. Hulle soek aanvaarding vir dit wat hulle glo en dit hoe hulle wil hê dit moet wees, omdat hulle plesier liefhet, omdat hulle genot liefhet en nie vir God nie. Handelinge 6 vers 8 tot 15 vertel ons van Stefanus, wat die eerste martelaar was vir Christus. Nou voordat Jesus opgevaar het hy gewaarsku, daar gaan tye kom, waar ons as gelowiges, ons wat Jesus opreg soek, vervolg sal word. En dit het al reeds begin, nadat Jesus opgevaar het. En ja, baie mense sê, maar dit is nou al 2000 jaar. Ja, dit is 2000 jaar. Want jy sien, daar is 'n orde, 'n spesifieke orde wat moet plaasvind. God het die hemel in 6 dae, die hemel en die aarde in 6 dae gemaak. En op die 7de dag, gaan lees gerus die Bybel, het hy sy werk voltooi en toe gaan rus. En daarom is daar 1000 jaar vrede, die Sabbats 1000 jaar wat voorlê. Want jy sien van Adam tot met Jesus was 4000 jaar. 2000 jaar nou later is 6000 jaar verby. So te sê, nog nie volkome nie. Ons is nou in die laaste minute. Want jy sien, ons is by 2026 en daar is altyd 'n gestryery oor die kalenders, wat se kalender die regte ene is en wat die regte tydperk is na Christus nou. Want jy sien, Jesus was 30 jaar oud. En dit maak saak. Toe hy begin het met sy bediening. 3,5 jaar lank het hy bedien, het hy genees, het hy die woord versprei. En toe is hy gekruisig. En van sy kruisiging af, totdat hy die graf uit opgestaan het, speel ook 'n rol vir ons in die laaste dae. Want jy sien, die jaartydperke bepaal vir ons ook presies wanneer die groot verdrukking gaan begin. Maar nou is ons in die genadejare. Nou is ons in die genadetyd. En ons moet begin om die pad gereed te maak vir Christus. Maar doen ons dit? Nee, ons doen nie. As ons lees in Markus 13, in Matteus 24, Lukas 21, dan sien ons Jesus se waarskuwing oor die eindtyd en daar is presies in 'n orde geskryf. Presies in 'n orde hoe dinge gaan plaasvind. En dit maak nie saak wie wat vir jou sê nie. Jy sien, mense vind dit moeilik om te aanvaar as iets verander word, net soos in die dae van Jesus. Wie het hom gekruisig? Die kerk, die priesters, die owerhede het hom gekruisig. Hoekom? Wie vervolg hierso vir Stefanus? Luister mooi. En Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen, en daar het sommige van die sogenaamde sinagoge van die libertyne opgestaan
en van die Sireneërs, en Alexandryne, en van die mense van Cilicië en Asië. En hulle het met Stefanus gerede toos. Die mense wil nie verandering toelaat nie, want hulle ken nie die skrif nie. Maar hulle kon die wysheid en die gees waardeur hy gespreek het nie weerstaan het nie. Alhoewel hulle sien dat die Heilige Gees is met hom. Alhoewel hulle kan sien dat die wysheid waarmee hy spreek is 'n goddelike wysheid, het hulle nog steeds met hom gerede toos. Toe het hulle manne opgestook om te sê, ons het hom lasterlike dinge hoor praat teen Moses en God. Valse beskuldigings. Jesus het gewaarsku, ons gaan in gevangenis gaan. Hy het nie die wêreld gewaarsku nie. Luister mooi, gaan lees Matteus 24, Markus 13, Lukas 21. Hy het nie die wêreld gewaarsku nie. Hy het nie die ongelowiges gewaarsku nie. Hy het die gelowiges gewaarsku. Julle gaan voor owerhede geplaas word, voor regters wat julle gaan oordeel, omdat julle in my glo, het hy gesê. En hier gebeur dit alreeds 2000 jaar gelede, nadat Jesus opgevaar het. 2000 jaar wat ons in 'n verdrukking is, wat ons toegesmeer word, vals beskuldig word, vervolg word, sodat ons die 1000 jaar vrede binnekort kan ingaan. Want, jy sien, dit is hoe die dinge gebeur. Dit is hoe God het beplan van die begin af. Maar voor ons die 1000 jaar vrede gaan ingaan, is dit Matteus 24, Markus 13, Lukas 21, ook die boek van Openbaring, en so ook die boeke van die profete. Dit speel ook 'n rol vir die eindtyd. En as ons kyk hoe dinge gebeur het in die hele Bybel, alles speel 'n rol vir die eindtyd. Alles, want alles pas in mekaar. En hulle het die volk en die ouderlinge en die skrifgeleerders in beweging gebring en op hom afgekom en hom gegryp en voor die raad gebring. Mense was opgestook. Kyk hierso wat sê die ou, valse beskuldigings. Luister daar wat sê hy, en hulle die dinge so laat klink, asof hy teen God en Moses praat. Maar hoe kon hy, as hy dan vol van die Heilige Gees is wat van God afkom? En hulle het valse getuies laat optree, om te sê, die man hou nie op om lasterlike dinge te praat teen hierdie heilige plek en die wet nie. Want ons het hom hoor sê, hierdie Jesus, die Nasarener, sal hierdie plek afbreek en die sedes wat Moses aan ons oorgelewer het verander. En terwyl almal wat in die raad sitel, oë stip op hom hou, sien hulle dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was. Maar nog steeds het hulle nie besef wat aangaan nie. Nog steeds wil hulle eerder die mense tevrede stel as om God tevrede te stel. Ja, ons moet luister wat die Here vir ons sê. Ons moet die verdrukking kan oorwin. Ons moet nie opgee nie, ons moet nie oorgee nie. Wanneer ons vals beskuldig word, moet ons weet waar vandaan dit kom. Laat daar vrede in ons harte is en nie bang of twyfel nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie woord vanmôre, Here. Help ons om nie te vrees nie, help ons om nie te twyfel nie. Dat wanneer hierdie dinge ook oor ons kom, dat ons weet, dit kom van die vyand af. En dat ons ook kan sê, soos Stefanus toe hulle hom gestenig het, vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wees met ons op hierdie dag, Here. Wees ons genadig, versterk ons, gee ons die insig en die wysheid, Here. Want ons weet, nie almal op hierdie aarde is van U af nie. Nie almal preek die ware woorde nie. Ons weet dat die Openbaring begin met 'n waarskuwing teen die gemeentes. Teen die gemeentes. Hy begin dat ons ook kan oopgaan vir wat in die gemeentes aan die gang is. Ons weet nie almal is sleg nie, Here. Maar ons weet ook baie van hulle is in misleiding. In Jesus naam bid ons, Here, dat ons geestelike oë en ore sal oop wees. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.